omgewing wil functioneren en allemaal wat aan het ingeschakeld is. So welkom bij ons woordschool. Het rechtskundig, jij ook gedaan. Ik denk dat we niet doorgelukt is, jij is niet aangepakt voor de Romeinen uitzien. Ja, dat is wel blij. Want online al in zo wel in, so dat we niet genoemd, so Romeinen 2. So fire away later, en ik zal dan met de microfoon bij de Bijbels met je. Goed, dan moet ik dit is eigenlijk voor mij zo'n mooie woonstrek dat die Romeinhoofstuk 1 en Romeinhoofstuk 2 nog kom ek vir lees. Here baie dankie dat ons kan saam wees, dankie dat ons vir die lang toerusting, die YouTube, die ouens aanlyn, alles tegnies, maar ook vir elke mens wat betrokke is van dit. Here, wil jy nie asseblief met ons kom self met ons praat en net dat ons kan besef, Here, dit is vir ons so lekker om u teenwoordig te kan lees. Here, om die Bybel te hê as 'n riglyn vir ons lewe. Laat ons so 'n sig van verligting hê. U los ons nie sonder raad, sonder 'n plan, sonder 'n riglyn in ons lewe. Dankie vir dit. Amen. Nou, wat vir my so lekker is Romeine 1, het ons nou begin bestudeer en ons het mekaar gesê die eerste 7 verses, maar eintlik net die hallo sê van Paulus en so op 'n mooi manier hallo. En dan is Romeine 8 tot vers 17 eintlik Paulus se gebed waar hy net eintlik kom en sê, dis my rigting waarin ek gaan met hierdie hele boek, en dit word natuurlik in slotsom van die hele boek, die hele opsomming van die boek is in vers 17, want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal wees. En ons het mekaar gesê, dis eintlik die tema, die regverdige sal op grond van geloof leef. Dis die tema van hierdie hele boek. En dan begin Paulus met vers 18. Dan begin ons, en ek lees 'n kommentaar wat hierdie ou sê, dis asof Paulus 4 verdagtes in die verhoor afwagtende bank het. En hy gaan hulle almal ondervra en hy gaan hulle almal eintlik skuldig bewys. En hy begin, ek het verlede week julle daai 4 gegee, hy begin met die heidene wat aan afgoderry vasgevang is, afgodsdienaars. Dan vandag se stuk wat ons vandag gaan behandel, dan begin hy met die moraliste, met die wat dink hulle is goed. Ek minste leef 'n goeie lewe. Nou, 'n goeie mens, 'n kerkmens. Maar dit is nie goed genoeg. En Paulus nou dit ook. En dan kom hy by die wat die wet onderrig, die wetisme. En dan kom hy by die judaïsme, by die wat glo, is in my bloedlyn. Man, jy hoef nie as die kaner volk. Ons is geredde mense, verbondslied. Die van julle het so groot. Ek wat by ek was in die verbondsding ingewees. En dan kom sy, al 4 van julle is en of het nou judaïsme of Afrikanerisme of wat ook al, nationalisme of selfs die Amerikaners, ek dink jy is 'n bietjie beter as ander as gevolg van jou ras, jou nasie, jou wat ook al. Paulus kan jy nog opslaag, hy het net vast, dit kom. Dit is van die persoonlijk wat het is. As gevolg van die feit dat jy dink jy kan die wet onderhou, jy weet wat reg verkeerd is voor jy. Wacht, ek gaan die volgende week opslaag. En as jy dink, moraliteit, ek stel maar goeie mens, doen goeie iets, vanavond is hy jy. En hier is die ironie. Paulus einde, vers 33 van Romeine, dan sê hy, toch doen hulle dit nie. Hy sê, mense wat die voorskrifte van God ken, naamlik dat hulle mense wat hierdie dinge doen, die dood wat die toch doen hulle dit nie. Dan praat hulle dit doen op goed wanneer ander dit doen. Dan praat hy eintlik oor die afgoderry.
Dat ons nie veronderstel is om goed te praat nie, om weet wat reg is nie, eerder praat en sê, hierdie goed is verkeerd. En ons het laasweek gepraat oor homoseksualiteit, afgoderry en leuns en al hierdie weergoed en oordadigheid, boosheid, toeskierigheid, hebsug, al hierdie goed het ons laasweek oor geslaan. Dan begin hoofstuk 2 so. Daarom, therefore, en dat wat het Derek Prince altyd is. As daar 'n therefore is, if there's a therefore, you have to look at what it's there for. En as jy terug gaan kyk, in die lig van wat hy gesê het, moet jy daarom gaan kyk. Van daarom, wat is voor die daarom? Waarom is daar 'n daarom? Want dit is om oor afgoderry te praat. En die lig van afgoderry, is daar al 'n paar mense wat sê, ja, van afgoed aan hulle, kan het hulle nou lekker gekry. En dis vanmiddag vir almal van ons in die kerk, hè? Ons nou, verlede week hierdie was met die gelees, en sê, goed, sy respect, elke keer as ek Romeine 1 lees, dan val ek aanspreek. Ja, Arie Kalali, ek sê hulle Paulus, dan begin hoofstuk 2. Daarom is daar vir jou, o mens, wat oordeel, wie ook al is, geen verontschuldiging. That's it. Want ek het nou net die ander geoordeel. Paulus is eintlik so briljant, hy line ons so op, nee. Het ons so mooi opgelyn, daar het hy ons. Daarom is vir jou, o mens, wat oordeel, vir wie jy ook al is, geen verontschuldiging nie. Sê gou vir my, wees eerlik, toe ons verlede week gepraat het oor afgode, afbeeldings, seksuele drange, mans vir mans, vrouens vir vrouens, boosheid, hebsug, kwaad, afguns, moorddadigheid, twisgierigheid, geslepenheid, skindertonge. Wie van julle het gedink, ja, dis so 'n bietjie, ek bly die Here praat so 'n bietjie daaroor. Ja, wie het so gedink van, gelukkig is ek nie daar nie. Is dit net jy? Net ons? Nee, ek dink ons almal, nee. As ons hierdie goed raak lees, dan dink ons, ja, dis goed dat die Here 'n bietjie praat oor afgoderry. Terwyl ek dink, al is jy nie 'n afgodsaanbidder, of seksueel onrein, of 'n kwaadstoker, of 'n skindertong nie, daar's tog, die Here sê, as jy net na 'n vrou verkeerd gekyk het, het jy oorspel gepleeg. Die intent van ons hart, Jesus kom leer ons dat ons, selfs die intent van ons hart, die binneste van ons motiewe, sorg dat ons eintlik aan die volheid van die wet ook skuldig staan. En dan's afgoderry, nie noodwendig 'n Boeddha beeldjie in jou huis nie, maar 'n paar goedjies wat jy belangriker ag, as wat die Here is. Meer op vertrou, as wat jy op veronderstel is, om te vertrou. Jy moet die Here eers te vertrou. So ons het dit verlede week vir mekaar gesê. So dan kan ons vinnig na die ooglopende sondes toewys. Homoseksualiteit, seksuele drange, al hierdie boosheid. Dit is maklik om vir dit vinger te wys. En as ons net aan verlede week, was dit verlede week, verlede keer, ja verlede week, sy gesprek dink, dan dink ek, dit is 'n bietjie rof om al hierdie goed te sê wat ons gesê het. Maar is nodig om dit te sê. Aan die einde van die boek staan dit, jy moet dit nie goed praat nie. En ek dink persoonlik, dis deel van die kerk se probleem vandag, is dat hulle dit goed praat, of probeer doodpraat, of maak asof dit nie sonde is nie. Luister, ons is lief vir homoseksuele, maar hulle is welkom in ons kerk, maar ons hou nie van hulle sonde nie. En ons gaan dit aanhou sê. Jy is welkom in hierdie gemeente, as jy 'n alkoholist is, maar jy gaan nie in leierskap staan, as jy 'n alkoholist is nie. Ons gaan jou nog steeds probeer om jou te rehabiliteer. En so geld dit met al hierdie lys van goed wat hier geld. Maar dan geld dit ook met my en jou, as ons enigstens 'n stukkie oordeel in ons hart het, as ons dink ons is beter. En
ek vou elke keer met daai een. Ons dit asof die Here vir my sê, jy kan nie een oomblik dink jy's 'n goeie mens en jy's beter as ander nie. Dan is jy net eintlik so ver af soos wat hulle is. Dan sê hy, daarom is daar vir jou 'n mens wat oordeel, wie jy ook al is, geen veroordskuldiging nie. Met die oordeel wat jy oor 'n ander persoon uitspreek, veroordeel jy immers jouself, omdat jy wat oordeel dieselfde doen. Ons weet dat God se oordeel na waarheid oor mense kom wat sulke dinge doen. Hy gaan hulle oordeel. Hy gaan nie afgoderry, homoseksualiteit, hy gaan dit oordeel. Hy sê, dink jy o mens wat 'n ander veroordeel, wat sulke dinge doen, terwyl jy dieselfde dinge doen, dat jy God se oordeel sal vryspring. Dink jy so oulik, dat oordeel nie ook by hierdie sonde pas nie. Nou, laat dit my gou dink, blaai gaan na Lukas 18 toe. Lukas 18, wil ek gou vir jou lees. Lukas 18 vers 9. Met die oog op sommige mense wat oortuig was van hulle eie regverdigheid en op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het opgegaan na die tempelterrein om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en so oor homself gebid. God, ek dank U dat ek nie soos hierdie ander mense is, wat roof en onreg doen en egbreek pleeg, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer per week, ek gee 10de van alles wat ek verdien. Die tollenaar het egter op 'n afstand bly staan. Hy wou selfs nie eers na die hemel opkyk nie, maar het op sy bors geslaan, gebrokenheid, en gesê, o God, wees my die sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, eerder as die ander een, het na sy huis gegaan, as iemand wie se saak met hom reggestel is. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, maar elkeen wat homself verneder, sal verhoog word. Hier is een van die moeilike gedeeltes van die skrif. Here, ek wil reg lewe voor U, ek wil U kom dien en reg lewe voor U. Ek wil myself verneder in gebrokenheid, dan verhoog die Here my. En net as ek dink, yes, ek so nederig, ek kry die badge en ek dra hom, dan is jy nie meer die nederigste nie. So, dit bly 'n dilemma van ons harte, né? Net so kom trots weer terug. Trots, is 'n konstante fight met trots, met hoogmoed, met oordeel, met dink ons is beter as 'n ander een. En ek wil dit nou op 'n mooi manier vir jou sê, of jy nou aanlyn vir ons kyk of hier sit. As jy sê, nee, maar nie ek nie, dan wil ek nou vir jou die nuus spreek, dis jy's jy. En ek dink, wees nederig genoeg om op jou bors te slaan en te sê, Here, ek is net daai tollenaar. Ek kan nie soos die fariseer wees nie. Ek is nog nie daar nie. Maar Here, dankie dat U my gered het. En dankie dat ek in my gebrokenheid na U toe kan kom. Is julle met my? Ons kan nie oordeel nie, wil jy iets sê? Ja, Wouter, as jy teruggaan na Romeine 2, dan as ek daai skrif moet lees, dan sou, of ek het in my manier wat ek het geïnterpreteer het, eintlik dit gevat na, moenie vergelyk nie, en moenie jouself vergelyk met ander mense nie, want dan as jy gaan dink, jy is beter as 'n ander ou, dit is waar trots in kom, en dis eintlik die sonde wat die Here dan aanspreek, is dit nie ook wat Paulus sê, hoorie, al is jy nie fisies in hierdie goed betrokke wat hy genoem het nie, die trots in jou hart maak jou net so skuldig, want jy vergelyk en jy veroordeel mense volgens jou standaarde. So, ja, dit is so ek daai interpreteer vir. So, ek dink so dat vergelyk is een van ons mees algemeenste sondes binne in die kerk en een van ons stupidste sondes. Dit is regtig so simpel. Die Here het jou uniek gemaak.
een van die goed waarvoor ons om aanbid is sy almag en sy uniekheid waarna ons is geskaap het. En wanneer ons oor identiteit begin praat, dan praat ons van unieke identiteit. Niemand van ons lyk soos mekaar nie, en niemand van ons se gawes is soos mekaar nie. Die Here het ons uniek gemaak. En ons hoef nie met mekaar te vergelyk nie, maar daarom hoef ons ook nie oordeel uit te spreek teenoor mekaar nie. So, ek wil net hierdie vers, ek wil nog iets sê daaroor, maar ek wil hierdie vers eers, een van my favorite verse, jou huiswerk vir vandag is, om vers 4 uit jou kop uit te leer. Sal julle dit doen? Kan jy 'n vers memoriseer? Dis veral die laaste deel van hierdie vers wat jy memoriseer, maar memoriseer maar die hele vers. Hy sê, of verag jy die rykdom van sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld, en besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie. Hy sê, in die lig daarvan dat jy dink mense, jy kyk so 'n bietjie partykeer neer op mense, jy is partykeer die fariseer en nie die tollenaar in die storie nie. Dan sê hy, verag jy die rykdom van sy goedheid? Besef jy nie dat hy goed is met die tollenaar nie? Hey, stop net gou. Partykeer dink ons, Here, wanneer gaan jy nou 'n bietjie jy voet neersit en hierdie klomp moslems uitsorteer? Here, wanneer gaan jy jy voet neersit en hierdie regering van korrupsie uitsorteer? Here, hey. Stop net gou. Besef jy nie, verag jy die rykdom van sy goedheid? Eindelik is hy goed, en het hy nog nie die oordeel gebring nie, want hy is vir jou goed en vir die slegte ou goed. Sê net dankie. Want as hy in oordeel gekom het, sê jy dalk voor die korrupte ANC ou gewaai het. Hy kom weer. Maar ons moet vir mekaar sê, luister, sy goedheid, besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil lei nie. Ek smaal so, ek sien nie so snaakse ding vasgevang. Ek sien 'n ou wat een of ander snaakse podcast het, en sy podcast gaan, is eintlik 'n YouTube kanaal, wat ander kerke uithaal. En dan sê hy wat hierdie pastoor alles verkeerd doen, en daai pastoor alles verkeerd doen, en daai kerk is 'n sekte, want hulle doen dit verkeerd, en dis sy ministry, hy is net daar om die kerk te waarsku. Hy het 'n waarskuwingsministry. Sê, Here, baie dankie dat ek nie 'n waarskuwingsministry het nie. Want ek glo, lig Jesus op en hy trek alle mense na hom toe. Hierdie ou, Afrikaanse ou, dis by the way, 'n Afrikaanse YouTube kanaal, hy ry nou die dag so, ek dink so 15 verskillende kerke van A tot F. F fail jy, dan sê jy 'n cult, dan classify hulle nou op en af, waar trek jy NG Kerk, waar trek jy AGS, waar's die en waar's daai en en ek dink, ek's versigtig vir dit. En terwyl ek aan dit dink ek, nou is ek besig om te doen met hom wat hy met my doen. En nou sit ek net weer ook skuldig aan veroordeling. Nee man, moenie ander ouens classify en veroordeel en waarskuwingsvideo's oor hulle maak nie, en dan dink ek, ek sit maar eintlik ook net met dit. Bly weg van dit af. En ek sê julle doelbewus nie sy naam en name hom en shame hom en enigiets nie. Ek besef, as die Here met hom gepraat het, go for it, maar ek wil nie so bediening hê nie. Pas op dat jy in kritiek oordeel lewer. Ek dink nie die ou se motief is kritiek nie, sy motief is waarskuwing. Maar ons moet baie versigtig wees dat waarskuwing of discernment nie soos oordeel lyk nie. Ons moet baie versigtig wees dat ons nie so op ons opinie staan, dat ons ander mense so wegdryf, en dis net bloot ons opinie, en ons kan heel moontlik verkeerd wees nie. So Sondag het ek gepraat oor die wegraping,
oor die wederkoms. En na die diens, toe kom vra iemand vir tot, ja maar, glo ons nie in die wegraping nie. Ja, ons kerk glo in die wegraping. Maar in verskillende tye. Ek glo in die wegraping voor die verdrukking. Dot sê, nee, dan gaan 'n wegraping aan die einde van die verdrukking wees. Ons verskil teologies. Dot hou nie daarvan as ek vir julle sê, ons verskil teologies nie. Want sy wil graag hê, julle moet weet, sy submit aan my. Maar sy hoef nie. Sy hoef nie teologies aan my. Sy mag verskil van my teologies. En ons het lekker debatte. Dan sê sy vir my, kyk, hier sê hierdie skrif dit. Dan sê ek, ja, kyk, hier sê hierdie skrif dit. So ons kan mekaar nogal lekker uithaal hieroor. Ja, so woordskool 2 is 7 tot 8 vanaand. Die ware woordskool. Ware woordskool. So, maar dis vir ons lekker om daai intellektuele banter met mekaar te kan hê, ook oor die woord. Sy weet, sy glo sy's reg. Ek weet, die Here gaan in elk geval weer kom al voor die verdrukking. Ek gee nie om nie. Is nie dat ek gaan agterlos nie. Sy gaan nog steeds saam met my. Maar ek wil nie ek ry alleen huis toe vanaand. Maar die hele ding is net, ek gaan nie by die kerk oor die wegraping of die 1000 jaar vrederyk noodwendig teach nie. Die Here sal regtig my moet oorreed om daaroor te teach. Ek sal dalk hier en daar ietsie sê, maar in respek vir 'n klomp mense wat in ons gemeente sit en anderste daarna kyk. Ons gaan nog kom by Romeine hoofstuk 9 en ons is engraved into Israel. Verstaan jy? Daar's 'n klomp goed. Maar ek wil baie versigtig en omsigtig met hierdie goed te werk gaan. Sonder om so op my standpunt in my seepkussie te staan en ander soort van weg te smyt oor hulle sienings. En ek wil sê, kom ons wees oop genoeg om te sê, hierdie is my siening, maar ek het moontlike siening en ek kan heel moontlik verkeerd wees wat die wegraping aanbetref. En my vrou kan heel moontlik verkeerd wees wat die wegraping aanbetref. Maar wat die wederkoms aanbetref, kan ons nie oor twyfel nie. Daar gaan 'n wederkoms. Ja, een woordskool. Ja. So daar's kompromie wat jy moet aangaan, want ons is nie seker oor sekere goed nie, maar dan is ons vas seker oor seker. Jesus het uit die dood uit opgestaan. Maagdelike geboorte, whatever. Daar's sulke klomp goed wat ons weet, dit compromise ons nie op nie. Maar julle, daar's goedjies, en of dit nou tiendes is, en of dit nou, luister, ek's 'n vaste ou wat glo in die beginsel van tiende, uit die Ou Testament en die Nuwe Testament is. Nou is daar kerke wat nie in tiendes glo nie. Ek gaan hulle nie uithaal nie. Ek gaan nie die hele ding, as hulle nie daarin glo nie, good for them. Ek glo, daar's iets moois van 'n basiese riglyn wat die Here vir ons gee, en dat hy werk per persentasie, verstaan, of salf met olie. Luister, as 'n ander kerk sê, nee, ons salf nie met olie nie, dit was Ou Testamenties of wat ek al, dan het ek Nuwe Testament, Jakobus skrifte wat sê, bring die siekes, salf hulle met olie en hulle sal gesond word. Maar ek gaan nie 'n ou uithaal as hy dit nie doen nie. En moontlik kan ek verkeerd wees, want dit is nie 'n, luister of jy met olie salf of nie olie salf nie, dit gaan jou nie in die hemel uitbring of nie, jy weet, verder van die hemel af weggaan nie. Daar was in die kerke ou wat geglo het in die flat earth beginsel. En toe sê ek vir hom, sal jy dit nie as deel van die bedieningsspan, as jy vir mense bid, ook ophaal nie? Sê nee, maar as jy nie glo in die flat earth nie, gaan jy hel toe. Ek sê, hoe kry jy dit reg? Hy sê nie, met die hele waarheid glo, nie net 'n bietjie nie. Ek sê, ek dog is net Jesus wat ons moet glo. Ons moet in die waarheid, dis Jesus alleen. Ons word op grond van ons geloof geglo. Nie ons geloof oor die ronde aarde of die flat aarde nie. Jy kan 'n flat earther wees, hoe sê hulle, das reg rondom die aarde, followers of the flat earth. Maar all around the world. Maar
Maar maak nie saak nie. Jy gaan nog steeds hemel toe. Ek dink 'n paar van ons gaan groot surprises kry as ons eventually in die hemel kom. Ek het toe heeltemal die kat in die stertbeet gehad oor dit of daai of die. Maak dit ook nie saak nie, want jy is ten minste in die hemel. Gaan ons vir jou lekker lag. Of julle gaan vir my lekker lag, want dis ook alright. Maar daar's 'n paar goed waar ons nie kompromie kan aangaan nie. En ek dink dit moet ons vir mekaar sê. En dan moet ons vir mekaar sê, moenie oordeel nie. Moenie so op jou standpunt of jou opinie staan dat jy ander wegdryf van Christus af. Nee, ek het vandag het ons lekker gesels met die personeel oor sendelinge. Partykeer 'n sendeling so op sy opinie staan van almal moet sendelinge wees. Nie almal is sendelinge nie. En dan kan ek sit weer môre met stel sendelinge en dan kan sendelinge kwaad raak vir my dat almal nie sendelinge is nie. Ons praat van modality en sodality. Jy het stuurders en gangers nodig. Dan moet stuurders wees wat hulle finansiëel ondersteun, hulle bydra, hulle bid, en infrastruktuur van kerke, en dan moet daar die rekkies wees wat daar voor in die linies beklei. Dis net hoe dit is. Maar ons kyk met verskillende brille na hoe bediening werk. Nou kan ek nie sê, julle doen dit verkeerd, en hulle sê, ons doen dit verkeerd nie. Ons is saam in dieselfde team. Hou op om te dink oordeel. Dink saamwerk, want dis sy goedheid wat ons tot bekering bring. Dink eerder, hy is so goed vir ons. Hoe kan ons saamstem oor wat goed is en nie waar ons verskil nie? Ons kan 10 minute spandeer, gaan ons na 100 goed kry waar ons verskil. En dis alright. Maar dan moet seker goed wees waar ons wel ooreenstem. Wynand? Ja. Ja. So Wynand sê, vir die wat aanlyn is, Johannes 3 vers 17 sê, hy het nie gekom om te oordeel nie. Hy het nie sy seun gegee om te oordeel nie, maar om ons vry te spreek van die wet en van oordeel. So geweldig belangrik, dat ons die heeltyd onsself, ons eie harte ook ondersoek. Spreuke 4 vers 23, ondersoek jou hart meer as enige iets wat ondersoek kan word. Toets dit, want dit is die fontein van lewe. En ons, veral die van ons wat nou al lank die Here dien, toets elke stukkie oordeel in jou hart. As jy by die robot stop en die boemelaar staan daar met sy plakkaatjie, is daar oordeel in jou hart? Of sê jy, but for the grace of God, there goes I. William Booth het dit altyd gesê, die ou wat die Salvation Army begin het. But for the grace of God, there goes I. En ek het vir die Here gesê, Here, gee my die genade, om elke keer as 'n boemelaar sien, nie te dink, ja, jy wil mos nie werk nie, kry vir jou. Want dis wat in my natuurlike vlees opkom. Laat ek dan self, en dis die triek wat ek myself mee triek, Jolanda, daai kort paadjies, om net hardop te sê, laat my lippe, my ore dit hoor, but for the grace of God, there goes I. O ja, ek is nie so goed nie, ek kan nie die ander ou veroordeel nie. So, vers 5, deur jou hardkoppigheid en onbekeerlike hart is jy besig om toorn teen jouself op te stapel op die dag van toorn, wanneer die regverdige oordeel van God geopenbaar word. Hoor wat sê hy oor 'n ou wat aanhou oordeel, oor 'n ou wat aanhou judgment, oor 'n ou wat in 'n totale godsdienstige oordeel oor almal sit. Nee, en is ouens, ek was al in kerkraadsvergaderings waar ek dink, oomie, loop jy die heeltyd met judgment in jou hart rond? En dan moet ons besef, hy noem dit, Paulus, deur jou hardkoppigheid en onbekeerlike hart, is jy besig om toorn teen jouself op te stapel. Toorn, die Here se woede teen jouself op te stapel. Die Here hou nie daarvan as jy dink jy's reg en almal om jou is verkeerd nie. En dan sê hy,
wanneer die regverdige oordeel van God geopenbaar sal word. Vers 6. Hy sal elkeen beloon volgens sy dade. Hy gaan elkeen beloon volgens sy dade. Tot? Antwoord my goue ding of 2. Sê gou, hier's 'n triekvraag. Vers 17 sê, die regverdige op grond van sy geloof sal hy gered word. Vers 6 sê, hy sal elkeen beloon volgens sy dade. Gaan die Here ons beloon volgens dade of volgens geloof? Jy triek my altyd. Nee, maar Wouter, ry. Nee, ek dink hier hy praat hier van twee verskillende goed. Want daar's 'n verskil tussen om gered te word en om beloon te word. Nee, die woordjie is Ja, maar wat 'n vertaling het jy? Op grond van geloof. Nee, ekskuus, op grond van geloof sal hy leef. Ja, Ja. sal hy leef, ja? Hy sal elkeen beloon volgens sy dade. Jy's reg. Is redding? Ja, hy sê ek kan nou van die oorspronklike Grieks sê, maar Goed. ja, so ek glo nog steeds dat ons sal gered word op grond van ons geloof. Uit dit wat ons glo, gaan dit ons dade beïnvloed. Dis nou weer dat jy daar staan, want hier's nou die kamera. So wat, vir wie moet ek kyk? Nee, kyk. As ek nou skeel was dit nou maklik. So, Ek kan vir jou kyk en daar, maar dit is nie moontlik nie. So ek glo nog steeds, deur jou geloof sal jy gered word. Omdat jy gered is en uit dankbaarheid uit vir wat die Here vir jou gedoen het, sal jy leef en dit gaan jou dade beïnvloed in jou denke en dit wat jy doen. En dan dit wat jy doen, deur die krag van die Heilige Gees vir ander mense, is daai wat die Here jou eendag voor sal beloon. In die hemel ook, maar ek dink selfs ook op aarde. Maar dan is dit daai ding wat wil ons hê eendag as ons voor die Here staan? Wat moet hy sê? Hy moet sê, well done, good and faithful servant. En dis daai reward en dan is dit wat hy die rewards vir ons gaan gee. Ja, dat is my teologie reg. ja, jou teologie is heeltemal reg. Hy red ons op grond van ons geloof, maar dan kom dade by. En ons Christendom moet dade by. Paulus sê, Jakobus, Jesus se broer, sê dit so. Hy sê, as jy nie geloof, as daar nie dade by jou geloof is nie, het jy nog nie tot geloof gekom nie. En dis hy prentjie wat ek altyd teken. Julle almal onthou die prentjie van Adam was hier in Christus, in 'n verhouding met die Here, toe kom die sondeval, Adam val, ons beste werke soos vuil lappe voor die Here, alles wat ons probeer doen, werk nie, ons sak net terug weer in sonde in, ons val net weer van vooraf, niks kom reg nie, en toe kom die Here en hy bring 'n oplossing van sy kant af, hy stuur sy seun aarde toe, om ons te kom red, en hy red ons, en as ons op grond van sy geloof is, sit hy ons weer op die vlak van goddelike verhouding, en hy maak ons regverdig. Hierdie noem ons justification, just if I never sinned. Ons is nou totaal en al regverdig verklaar in Christus. Nou as Vader God na ons kyk, the ancient of days waarvan ons gister gepraat het, as hy na ons kyk, sien hy ons skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus, sonder enige sonde. Maar jy, wat 'n Christen is, jy struggle nog met sonde. En dis die mooi ding, dat ons vir mekaar kan sê, okay, dis alright. Nee, jou sonde is nie alright nie, jou struggle met sonde is alright. Hou aan struggle. En nou sê ons mekaar, nou stap ons hierdie pad, en hierdie pad noem ons heiligmaking. Nou, gee my nog 'n kleur aan toe. Nou sê ons mekaar, terwyl ons in heiligmaking leef, is daar regverdig verheerliking. Verheerliking, hierdie is glorification, hierdie is sanctification, en hierdie is justification. So die Here sien ons just, heeltemal skoon,
Nou stap ons 'n pad van heiligmaking, ons sorteer die issues in ons lewe uit. En terwyl ons dit doen, werp ons die lig op Jesus Christus, ons maak sy naam groot deur ons lewens. En dan gaan daar eendag 'n deurtjie kom, ons noem dit net toevallig die dood, en daarna sal ons ten volle verheerlik wees, ten volle heilig gemaak wees en ten volle regverdig wees. As jy hier sit, beteken jou werke net mooi niks. Jy kan nie met jou werke hier kom nie, dis wat hierdie pyltjies is, nie. Jy try met jou werke, jy gaan kerk toe, jy doen goed, jy gee vir armes kos, dit help net mooi niks, dit bring jou nie op 'n vlak met die Here nie. Jesus moet jou uit die modder uitkom haal, en jou oprig op hierdie vlak. Maar as jy op hierdie vlak is, beteken dit dat ek en jy werke doen. Christene moet werke hê. Christene gaan, en ek beplan om weer nou in die nabye toekoms Matteus 25 te preek. Wanneer het jy laas vir armes kos gegee? Vir die siekes gebid, vir die in die tronk gaan kuier, vir die wat nood het omgesien. Ons, dis deel van ons Christendom. En jy kan nie sê, ja, is nie nou regtig my ministry nie. My ministry is om my Bybel te lees. Bybel lees is nie goeie werke nie. Good for you. Nee, ek doen my job goed vir my vrou en my kinders. Nee, is nie goeie werke nie. Dis wat almal moet doen. Ek maak vir my man kos. Is nie goeie werke nie. Dis wat almal moet doen. Wanneer laas het jy ekstra gedoen asof jy dit vir die Here doen? As jy dit aan die geringstes van hierdie vir my gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Watter persentasie van jou geld, nou wil ek sommer geld praat en sê, tiendes offergawes. Ek gee my tiendes vir die Here. Nee, dis nie goeie werke nie. Sorry, dis die basics, dis soos om jou Bybel te lees. Dis wat jy moet doen, dis net basic, ek bid daarom. Maar dis nie goeie werke nie. Dis net die algemeen. Daar moet goed wees wat vir jou offer is, wat moeilik is, wat die Here se liefde wys. Jy's besig om die Here te verheerlik. Wat sou Jesus met die boemelaar gedoen het? Wat sou Jesus met die ou sonder 'n huis gedoen het, die ou sonder klere, die ou sonder... Dis wat jy moet doen. En terwyl ek hierdie voorberei en deur hierdie ding spook, want ons gaan nou kom, hy los ons nie uit, Paulus los ons nie van hier af uit oor goeie werke nie. Dat jy later begin dink, Paulus, kan jy nou 'n bietjie stil bly hieroor? Ons is alright, die Here het ons klaar gered. Nee, as jy gered is, wys na jou redding deur jou goeie werke. En ek besef, ek kyk na my eie lewe, ek besef ek is 'n pastoor. Ek kan baie maklik dink, is om die gospel te preek is goeie werke. Nee, is my job. Dan raak hierdie goed moeilik. Okay, maar wat doen ek op die oomblik? Hospitaalbesoeke. Nee, is my gemeentelede, dit is deel van my werk. En nou raak dit bietjie moeilik vir my, en dit maak makliker as dit nie jou job is nie, om te gaan goeie werke doen. As my goeie werke is nie die goedjies wat jy dink, ag ja, maar ek is nice met my bediende. Jy moet in elk geval nice, wêreldse mense is ook nice met hulle bediende. Dis nie goeie werke nie. Ja, maar ek gee daarom my ou klere. Ja, die wêreld doen dit ook. Wat doen jy wat anderste is en Jesus oplig? Goeie werke lig Jesus op. Goeie werke laat ongeredde mense sê, ja, as dit nie vir hierdie was nie, sou ek nie by Jesus Christus uitgekom het nie. Wat doen jy? Ek is baie skuldig hier. Verstaan jy, ek voel, Here, ek mis u ver. Ons het begin praat oor 'n aksie wat ons gemeente saam kan doen om goeie werke te doen. En nou het ons gevas en vir die Here gevra en ons nog niks duidelik nie. En weet jy wat staan ek en dink? Miskien wil die Here ons 'n wake-up call gee dat elkeen sy eie goeie werke doen.
en nie wag vir die gemeente om 'n plannetjie uit te dink, sodat ons goeie werke. Miskien het die Here nodig, dat ons elkeen voor hom gaan repent en laag buig en sê, ek dink ek's 'n fariseer, en ek dink ek's baie oulik, momentum as ek die tollenaar wat op my bors moet slaan en sê, ek kan nie eers opkyk hemel toe oor hierdie saak nie. Here, help my, sodat ek ergens armes gaan help. Help my om 'n projek aan te pak, waar mense nie kos het, of klere het, of arm is, of weeskind is, of whatever. Het is genoeg nood om ons. As jy sê, ja, maar kry nie met hulle te doen nie, is dit omdat jy net nie hard genoeg probeer nie. Praat met myself. Ek het huise gebou in Botleng. Was nice. Was nie deel van my werk nie. Was ekstra. Ek het 'n kerk in die plakkerskamp gehad. Dit was nie deel van my werk. Nou kom ek in Centurion, ons werk vrek hard om die gemeente reg te kry. Nou is my verskoning, die township is nie so naby soos Botleng nie. Botleng was 2 kilometer van my huis af. Township hier, Diepsloot is ver. Dit is my verskoning. Is nie naby my nie. Nou begin die Here met my praat. Wie het gesê dit moet naby jou wees? Ja. Waar ek bly is Mamelodi nie ver van my af nie. Ek en jy het al 'n gemeente in Mamelodi gehad. Dan dink ek weet wat is die behoefte in Reigerpark. Niks met ons gemeente uit te paai om kleerlinggemeentes in Reigerpark te gaan help nie. Maar ek kan hulle help. Wat ek weet, wat ek kan doen, ek kan hulle gaan help. Wat sy weet oor kerkadministrasies, ek kan hulle gaan help. Nou moet ons bietjie uit ons comfort zone uitklim. Dan dink jy, waar gaan ons nog daai tyd? Al die verskoningkies wat jy, ja, maar wat nou van dit? En wanneer gaan ons dit doen? En nee. Skiep al die verskonings. Kry jou prioriteite reg en die Here sê vir jou, dalk moet jy 'n paar goedjies cancel. Maar goeie werk is 'n prioriteit by die Here. Christene, ek praat nou nie met ongelowiges nie, ek praat met gelowiges. As jy vir my aanlyn kyk, hou op verskonings maak. Wat is die goeie werke? En weet jy wat, ek het nou al vir julle in die verlede gesê, wat is die verskil tussen brag en getuig? Die gesindheid van jou hart. Somtyds gaan jy kan brag hier. Ek wil hê, jy moet getuig oor die goeie werke, sodat jy ander kan inspireer in hierdie gemeente oor goeie werke. Sorry gesindheid van jou hart uit en moenie brag nie, oor die goeie werke nie, want dan het jy jou beloning klaar hier gekry, en nie in die hemel nie. Maar kan jy asseblief getuig, sodat jy ander in hierdie kerk aangewakker kan kry? Ek sit in repent voor julle, want ek dink nie, daar's genoeg goeie werke in my lewe nie. En dan moet, en ons moet mekaar aanmoedig, eintlik accountable hou, en sê, hey, wat gaan jy doen? Verstaan jy, as ek dink, wat ek en sy vir gemeentes kan doen, vandag weer met 'n gemeente in Namibië gepraat, en dan sien ek 'n man, in Windhoek, incredible, hy ry hierdie week, onder Keetmanshoop toe, van Windhoek af, om 'n groep manne van 100 manne by 'n mannekonferensie te gaan bedien, hierdie naweek wat kom. Ek is nou genooi om 'n spreker daar te wees, en ek kan nie gaan nie nou. Bel ek hom net om vir hom te bid en hom aan te moedig. Hy sê vir my, hy ry nou Vrydag, ek dink 500 km onder Keetmanshoop gaan bedien daar. Dan ry hy terug Windhoek toe, dan ry hy 2 dae verder Gobabis toe. Dan gaan bedien hy daar, dan ry hy terug Windhoek toe, dan ry hy weer 4 dae van daar af op Ushakati toe, om daar te gaan bedien. Dan dink ek, Here, net daai ryery maak vir my dood. Maar weet jy wat die Here besig om daai ou mee te doen? Hy maak hom 'n apostel, hy maak vir Cass Becker 'n apostel in Namibië. Dis 'n incredible ou. Hy die geleentheid wat die Here vir hom gee, om die nuus te lees op hulle SABC, RSG in die oggend, die radiostasie, hulle kanaal 7. Lees hy die nuus, 5 minute na die nuus, dan gee hy 'n 5 minute review oor die nuus, uit 'n Christen perspektief af. Dis wat ons as Christene moet dink oor die nuus wat ek nou net gelees het.
Imagine dit, 7:00 die oggend. Almal wat werk toe ry, luister na dit. Dis nou Namibië. Almal hoor hom. Ek sê, hoe gaan dit met dit? Hy sê, hulle het my nou net die geleentheid gegee om vir nog 5 minute vir ons nasie te kan bid en die mense te lei vir intersessie. Yes, ek dink, Here, wat 'n geleentheid. Maar dink net, nee, ek sê, Kers, hoe lank is jy nou besig met hierdie ding? Die Here sien jy is faithful en hoe lank is jy besig? Hy sê 30 jaar. 30 jaar doen hy hierdie. Nou, ons kuier by hom. Ons slaap by hulle oor. Nou loop hy daar rond. Hy sê, verskoon net my gou, ek moet net gou ergens wees. Woeps, daar is hy weg. Vra sy vrou vir Letitia, waar is hy? Hy sê, nee, hy lees net gou die nuus vir die radio. Dink aan die commitment elke dag van jou lewe om 7:00 die oggend die nuus vir die wêreld, vir die land te lees. Wat 'n geleentheid. But there's faithfulness in his good works. Die beloning, ja. 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 Hy doen nie goeie werk, getrou vir 30 jaar, en dan gee die Here hom nog beloning, en nog beloning. En die Here rig hom op. Ek dink hy is die geestelike vader van Namibië. En ek sien dit gebeur. Ek en Dot is verstom as ons saam met hulle bedien om net te sien. Hierdie ou is net 'n spiritual giant. So, this is incredible. Want die Here beloon sy werke. Luister, daar's iets van 'n beloning vir jou werke wat ons in ag moet neem. En sê, Here, ek besef, U wil my verder en verder gebruik, maar U gaan my nie oor min as jy getrou, oor baie kan ek jou aanstel. Daai het nie te doen met ongelowiges, nie te doen met gelowiges se werke. Nou dat jy getrou is in die bietjie, kan ek jou aan al hoe meer en meer in bediening kom begin gee. Maar dan moet ek uit my comfort zone uit. Dan moet ek sekere goedjies afstel en los en uitsit en hier uitkom. So, hy sal elkeen beloon volgens sy dade. Vers 7, die ewige lewe aan diegene wat deur volgehoue goeie werke streef na heerlikheid, eer en onsterflikheid. Maar toorn en gramskap na diegene wat uit eie sinnigheid ongehoorsaam is aan die waarheid en gehoorsaam aan die ongeregtigheid. Hoor net vers 7, die ewige lewe, die beloning vir die een wat volgehou streef na die heerlikheid is ewige lewe. Sien julle vers 7? Wat beteken dit om te streef na heerlikheid? Dit kan een van twee goed wees. Kom ek sê die eerste een. Dit kan wees, ek streef na heerlikheid. Ek streef dat julle my raak sien. En streef na dit so nice is. Of ek kan streef daarna dat julle kan sien hoe smaar die Here is. Heerlikheid op die Here, nie my heerlikheid nie. Nie selfverheerliking nie. Heerlikheid, lig skyn op Jesus. Dis waaroor jou lewe gaan. In die lig daarvan, dan sê hy, volgehoue goeie werke streef na heerlikheid, eer en onsterflikheid. Wie eer jy? Self-eer? Nee, dit is nie jou eie eer nie, sy eer. My en jou lewe is om hom te vereer. Ek wil hê jy moet doelbewus. Ek gaan die Heilige Gees vra om die ouens wat aanlyn is, julle wat hier is, ergens in hierdie week te gaan mediteer oor die woord vereer. Om die Here te vereer. As ek 'n ongeluk maak, of as ek, is dit 'n verskil as ek verongeluk het. Wat beteken dit as ek verongeluk het, of as ek 'n ongeluk gemaak het? Verongeluk is 'n oortreffende trap, ek leef nie meer nie, dan is ek dood. As jy, so interessant, nie altyd nie, maar Afrikaans is van nie, maar as jy vir vooraan sit, is 'n oortreffende trap. Ek kan eer, en ek kan vereer. Ek gee al my eer net aan. Dis wanneer ek vereer. Ek en jy is veronderstel om Jesus te vereer.
Eintlik is vereer se ander woord aanbidding. Ek en jy lig hom op met ons hele lewe. Dis wat ons kom doen. Dan is daar nie plek vir my eie eer nie. Gaan mediteer oor dit. It's not that easy. Net so, soek ons ook 'n bietjie eer. En net so, dan kom daar ook eer na jou kant toe. Hoorie, well done, mooi gedoen, dit was nice. En dan moet jy sê, dankie. Moenie weird wees en spiritual wees nie, sê net dankie. En dan vanaand dan gee jy dit vir die Here oor. So, ek dink ons moet volgende week aangaan met vers 9. Miskien kom ons gaan net aan tot by vers 11. Verdrukking en benoudheid wag vir elke mens wat aanhou kwaad doen. Eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek, die barbaar in Hebreëus, nie. Maar die goeie doen, eerstens, maar heerlikheid, eer en vrede wag vir elkeen wat die goeie doen. Eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. Daai heerlikheid is nie jou eie heerlikheid nie, daai eer is nie jou eie heerlikheid nie, daai vrede is wel jou eie vrede. Maar dis wat jy vir die Here gee, vir elkeen wat die goeie doen. Doen, ons praat oor werke hier, want ons praat met gelowiges. Eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek, want God beoordeel niemand volgens sy uiterlike nie. Hy kyk na die motief van jou hart, wat in die binnekant van jou aangaan, en dan sien hy hoe goed het jy gewerk, en dan beloon hy jou. Gaan lees weer vir huiswerk Jakobus 2. Jakobus 2 sê, wys my jou geloof, wys my jou dade, en ek sal jou geloof sê of jy glo. Ek sal jou geloof kan getuig. So Here, dankie dat ek sien die tyd is om, maar dankie dat ons net so kan sit en kan besef, Here, praat met ons as gelowiges oor ons dade. Gee dat ons geensins so gemoedig sal wees en dink ons doen genoeg vir U nie, maar dat ons in gebrokenheid nog meer vir U sal doen en die heerlikheid op U skyn. Geleentheid skep waar ander kan sê, o, ek sien Jesus werk, omdat jy my bedien deur jou goeie dade. Dankie Jesus. Amen. Dankie Wouter, ons het nou baie geleer, ek gaan jou nou kans gee. En dankie, ek dink dit is 'n woord wat ons almal oor gaan nadink, hierdie is nie 'n gewone woordskool nie. So, ja, wou jy iets gevra het? Krikkels. Nee, ek dink ons moet wag vir die week daarna, ek dink dis nie 'n vakansiedag. Is dit ook 'n vakansiedag? Dit is nie. Nee, 4de Mei. ja. So kom ons hou die 4de Mei nog steeds woordskool, maar nie volgende week die 26ste April nie. 27ste April nie. So nie die 27ste April nie, met ander woorde vir die wat aanlyn kyk, gaan dat dan nie die Woensdag woordskool wees nie, maar wel 4, 5, 6 Mei. 6 Mei sal daar weer 'n woordskool wees vir die wat aanlyn kyk. Goed, dankie julle, ek is lief vir julle. Dankie, gaan dink so 'n bietjie oor jou huiswerk vereer. Lees Jakobus 2 en wat was die ander ding? Romeine 2 vers 4 uit jou kop uit. Goed, lief vir julle.